Baie welkom vandag in hierdie spasie waar ons sommer net rondom Here se woord saam sit en dink en stil word. Mag dit vir jou 'n oomblik wees op 'n gewone plek, op 'n gewone dag waar jy iets van God se heiligheid beleef. Kom ons bid. Here, dankie dat ons net die Bybel kan lees, dat ons in hierdie paar oomblikke as geloofsgemeenskap so kan saam reis met ons eie lewens en gedagte, met ons gewone oomblikke. Wil U ook dit wat ons net lees saam seën. Amen. So Pinkster is verby en die tyd in die kerkjaar na Pinkster word genoem in Afrikaans koninkrykstyd, maar in die Engelse liturgie verwys hulle na ordinary time. En ordinary time, koninkrykstyd, se kleur is groen, dit gaan oor groei, dit gaan oor lewe, en dit gaan oor om Jesus Christus en die heerskappy van Jesus Christus net in die gewone oomblik in te leef. Om die misterie van die heerskappy van Jesus Christus deur die uitstorting van die Heilige Gees te gaan leef in elke gewone oomblik. Nou, met die eerste ruimtevaart, bemande ruimtevaart, het 'n Russiese ruimtevaarder teruggekom en hy het gesê dat in al sy ruimtereise het hy verklaar dat hy God nêrens kon sien nie. En hulle het hierdie boodskap vir Karl Barth, die Duitse teoloog, deurgegee om vir hom te vra om kommentaar te lewer hierop. En Karl Barth se telegram, daai het met telegramme kort boodskappe, Karl Barth het 'n telegram teruggestuur en gesê, lees Psalm 139 en moenie paniekerig wees nie. En dis wat ons gaan doen nou. Psalm 139, die eerste paar verse is ons teks. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit, die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om in U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste, gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my. Hou U regterhand my vas. En dan die laaste vers 3 en 24, deurgrond my oor God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onderes raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Met die kerkjaar in gedagte, koninkrykstyd, ordinary time, vers 7, Psalm 139 vers 7. Waarheen sou ek gaan om U Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Die antwoord is nêrens nie. Want hy is in elke oomblik, ook die oomblik wat vir jou net basies gewoon voel. Ook die oomblikke wat vir my en jou onbelangrik voel, deur God se Gees is hy teenwoordig, die tema van die Psalm, alom teenwoordig in elke oomblik. En daarvan wil ons bewus wees met die draai van die kerkjaar tussen nou en Advent. Hoe die koninkryk kom in die gewone. Nou vriende, as ons kyk na hierdie teks, dis nogal 'n lekker teks om in julle groepe saam te gaan lees in klusters en oor elke stukkie bietjie te praat. Die Psalm het 'n interessante ding aan die begin en die einde wat hulle noem inclusio, wat hulle 'n tema vat aan die begin en einde soos twee hakkies om die ding bymekaar te hou, en die tema hier is, Here, U ken my deur en deur, U weet of ek op die regte pad is. Jy sal sien, die eerste gedeelte en die laaste gedeelte is daai verwysing. So vers 1 tot 6 is die eerste strofe, kan ons sê, en dit gaan oor God se teenwoordigheid, eintlik my meer die wetenskaplike deel daarvan, dat God alomteenwoordig en positief betrokke is by die wêreld. En dan vers 7 tot vers 12 gaan oor ons wat nie God se teenwoordigheid, sy alomteenwoordigheid kan ontsnap nie,
Ja, die psalmdigter is eintlik oorweldig deur God se beskerming wat oral is. Dan vers 13 tot 18 gaan oor God se betrokkenheid by die oorsprong van lewe. Van begin tot einde hou hy ons en ons tyd in sy hand. Dan vers 19 tot 22 is 'n verwysing na die goddelose. Nou daar's interessante teorieë hieroor dat hierdie gedeelte dalk later ingevoeg is, want lyk nie of dit pas nie, maar dit maak die belangrike punt dat die harmonie tussen God en mens ontwrig word deur goddeloosheid. Hierdie manier wat God die gelowige omsluit van alle kante. En dan aan die einde die gebed, Here, bly asseblief aktief betrokke. So in hierdie tyd wat ons leef, kom ons lees Psalm 139 en kom ons ontspan. Ons kan so baie leer by Jesus na sy opstanding oor hierdie koninkrykstyd gedagte. Want het lyk of nadat Jesus opgestaan en verskyn het, asof die disippels veral teruggegaan het na hulle gewone dagtaak toe. Vissermanne, ek bedoel, hulle neem nie die priesterdom op, of woonskielik retreats by, of doen kursusse, of kry werk in die tempel, of los hulle vrouens, of doen groot veranderinge in hulle lewens nie. Hulle kry nie spesiale titels, of maak 'n spesiale belofte of belydenis nie. Hulle lyk my gaan terug na gewone lewe toe. Nou is daar gegevens dat hulle mekaar gedoop het, of spesiale klere gedra het nie. En daar stem ek saam met Richard Rohr wat sê, as daar innerlike transformasie gebeur, as ons nou dink, ons het die uitstorting van die Gees gevier, en die Gees weer ingenooi in ons en wat eintlik ons dag tot dag moet verander van binnenkant af, dan sê hy, ek en jy het met hierdie innerlike geestelike transformasie wat die Gees in ons kom plant het, nie uiterlike validation nodig, spesiale klere. En daarom gaan almal lyk my min of meer aan na die opstanding en die hemelvaart. Ek wil die opgestane Jesus verskyn ook nie op bonatuurlike maniere nie. Hy kom in as tuinier, as 'n reisiger op pad na Emmaus, as iemand wat die vissermanne raad gee. En na die opstanding lyk Jesus eintlik soos enige gewone ou. So dit lyk vriende volgens die evangelie, of ek en jy ook maar kan terugkeer as ons Christene is, na ons dagtaak, na ons visvang. En dat enige egte Godbelewenis, waar ek en jy ook soos Jesus doelbewus ons wonde en ons verwondheid wys, met nederigheid, dat dit die kruks van ons geloof is. Wanneer ons na Pinkster bewus word van die storting van die Heilige Gees in ons, kan ons terugkeer na ons gewone dag en kan ons God maar net opsoek in die gewone, ordinary time. Hoekom sal ons God opsoek in die gewone? Want Jesus wys dit vir ons. Jesus het 'n gewone lewe kom lei hier op aarde, deur as 'n skrynwerker te leef, saam met mense te eet, saam met mense stofpaaie te stap, met sy hande te werk. Die geïnkarneerde God in Christus beweeg lyk vir my op gewone plekke, en dit sê vir my en jou dat ons maar elke alledaagse oomblik sy heiligheid kan innooi, kan raak sien, kan ervaar. 'n vriend van my skryf gedigte soos sy vrye tyd, Willem de Swyger. En Willem de Swyger skryf hieroor 'n baie mooi klein stukkie. Hy sê, na u koms, Here, na u krib in die kruis, is niks meer onbeduidend nie. U lig val oral, ook binne die beselagtige besonderhede van my alledaagse bestaan. Dis hoe Jesus geleef het. Tweedens dink ek, om God in die gewone te soek, help ook om ons verhouding deurlopend met God te verdiep. Om te leer om God raak te sien in die klein gewone oomblikke. Oomblik vir oomblik in verhouding met hom te leef, help ons om nie met ons geloof in 'n kompartement te leef nie, maar ons geloof in te weef in ons daaglikse bestaan. Dit moet tog ons deurlopende verhouding met die Here laat groei. Koninkrykstyd, groen,
groei, lewe. En dan 'n wonderlike konsep derdens wat ek raak gelees het in die week, is die idee van die heilige hier, die heilige hede, the holy here, wat ouens van praat. Om God in die alledaagse op te soek, bevestig sy heilige hier. Is dit nie mooi nie? Waar sal ek gaan om die Gees te ontvlug? Nêrens, want hier is heilig. Nou Willem de Swyger skryf daaroor ook. Ek het gedink ek het die heilige hier die eerste keer gesien, maar hy het al 'n klomp jare terug daaroor geskryf. Hy skryf vandag probeer ek die onsekerheid, die misterie, die verlede en die toekoms in 'n delikate balans hou in die heilige hede. Hier is heilig. Ook John Michael Talbot sing, Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes through which he looks compassion on this world. God se heiligheid kom hier tot stand wanneer ons compassion na mekaar toe leef. En dit is hoekom die gedeelte in die Psalm wat konsis nie pas nie, waar hy na die goddeloses verwys, vir my herinner dat goddeloosheid ons harmonie met God versteur, dat God nie daarvan hou nie. Elke oomblik van compassion is 'n heilige hier. Vir my is daar soveel voorbeelde, eenvoudige voorbeelde van om in hierdie koninkrykstyd in die gewone God op te soek. John Kabat-Zinn skryf 'n boek oor mindfulness, Wherever You Go, There You Are, is die boek se titel. En hy skryf 'n hoofstuk oor sitting at the fire, wat my laat dink het oor sommer net ons in Suid-Afrika. Jy weet, as jy by 'n vuur sit, dis vir my 'n ongelooflike voorbeeld van 'n heilige hier. 'n Vuur wat brand, fokus jou, dit sê iets van lig, van warmte. Kabat-Zinn skryf, as mens by die vuur sit, is jy bewus van warmte, van veiligheid, van lig, van geborgenheid. En wat 'n praktiese voorbeeld, om volgende keer as jy vuur maak, maar net bewus te wees van die heilige hier. Ek kyk 'n gesprek tussen Simon Sinek en die skrywer Brad Meltzer, wat kinderboeke geskryf het. En hulle praat oor Meltzer se purpose, se why. En hy kom uit by magic happens when ordinary people choose to do extraordinary things in the ordinary moment. En hy het 'n hele gesprek oor hoe beauty eintlik in die gewone lê. Hy sê magic moments happen in real life. Dis nie groot vreemde goed nie, dis in die gewone. Ek kyk en ek het nou die dag 'n stukkie geskryf oor 'n gesprek tussen Brian Draper en Rosemary Watola Trommer. Sy's 'n Amerikaanse digter. En wat sy doen is sy post, sy het 'n website 100 Falling Veils of Veils, en sy post elke dag 'n gedig vanaf 2013. 12, 13 jaar, elke oggend post sy 'n gedig. Jy kan gerus gaan kyk. 100 Falling Veils. En Brian het hierdie gesprek met haar en hy vra vir haar, hoe kry jy dit reg om elke dag iets vars en ja, dissipline te hou en elke dag iets vars kreatief al buite neer te sit? En sy sê, dit het begin gebeur toe sy ontspan het, dat sy mense moet laat goed voel, dat sy iets wonderlik moet create, dat mense daarvan moet hou, weet al daai ego druk. En sy het besluit, I'm just gonna tell something that's true every day. Elke dag gaan ek net iets skryf oor iets wat waar is. En hoe as jy iets in die oomblik beskryf wat waar is, dit altyd kreatief is, as jy praat van infinite possibility. Dit is 'n ongelooflike gesprek as jy wil gaan kyk. Ons sal die links onder op die kanaal sit. Wat sal gebeur as ek en jy in elke oomblik iets gaan soek wat waar is en dit bevestig? Sal die wêreld nie 'n ander plek wees nie. Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Waar sal ek gaan om u teenwoordigheid te ontvlug? Kan dit wees dat elke oomblik 'n heilige hier kan wees?
Stefan Joubert het laasweek Dinsdag aand so mooi vertel van walvisse wat met frekwensies met mekaar kommunikeer en toe die beeld gebruik dat ek en jy moet ingestel was op die frekwensie van die hemel en dit met aarde toe bring. Sodat elke oomblik 'n heilige hier kan wees. Dat ek en jy onsself sal instel op die frekwensie van die hemel. In elke gewone oomblik is dat dalk 'n goed oomblik, selfs as jy tande borsel. Gewone plekke waar jy elke dag gaan, kan jy die heilige hier gaan soek. Ek sluit af, vir my is die natuur een van die maklikste plekke om die heiligheid in die hier, in die gewone op te soek. Ek kyk 'n baie ou video van Dewitt Jones, hy was die hooffotograaf van National Geographic tydskrif. En hy doen 'n talk oor visie. En hy gebruik fotos waar hy iets gewoon afneem en hy sê as jy lank genoeg na iets gewoon kyk en lank genoeg wag en geduld het, sal daar altyd iets buitengewoon gebeur. En gebruik hy fotos, 2 fotos van dieselfde ding op verskillende tye, onder andere 'n perdeblommetjie, dandelion, wat soos in 'n veld staan, en dan, dis die eerste foto, die tweede foto kan ons wys, gaan lê hy dan onder hierdie perdeblommetjie, en hy neem die son af deur die ding, en dit is 'n ongelooflike, beautiful foto. Die natuur kan dit met ons doen. Hy het 'n paar beginsels in sy gesprek, waar hy sê, ons moet die ingesteldheid hê, dat ons in elke oomblik vier wat reg is, celebrate what's right with the world. Fokus op die positiewe, in plaas van om te sit in probleme. Hy sê, vind in elke oomblik passie. Want passie sal elke gewone oomblik transformeer in 'n buitengewone oomblik. En hy sê, omhels altyd moontlikhede. Kyk na ander nuwe moontlikhede. Moenie net dinge doen soos wat jy gewoond is om dit te doen nie. Die natuur is vir my 'n wonderlike voorbeeld om die heilige hier op te soek. Kom ons vind na die uitstorting van die Gees in hierdie koninkrykstyd, daar waar jy is, heilige oomblikke met God. Waar sal ek gaan om die Gees te ontvlug? Nêrens. Want die Gees is lewendig in elke gewone oomblik. Kom ons leef met dit in gedagte. Amen. Here, dankie dat ons U die heilige hier kan bevestig. U is in ons gewone oomblikke, Here, God dank daarvoor. Ons wil dit innooi, ons wil dit beleef, ons wil dit voel, ons wil dit bedink, ons wil daaroor bid. Ons wil dit met ander deel, sodat ons gewone lewens buitengewoon kan wees, as gevolg van die liefde en die genade. Dankie, Here, vir Psalm 139, dankie dat ons dit kan lees en kan ontspan. Omdat U alomteenwoordigheid, elke oomblik, elke gedagte, elke bekommernis vul. In Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in koninkrykstyd in met sy vrede. Mag die Vader jou lei en beskerm, mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon, en mag die Heilige Gees jou inspireer om die heilige hier te gaan vind. Amen.